Goeiemôre, ons begin vandag met hierdie week se tema, verheerlik of verdwaal, 'n keuse vir die ewigheid. Ek seker ons almal het al besef dat daar sekere dinge is in hierdie lewe wat ons kan beheer, en dan is daar sekere dinge wat ons glad nie kan beheer van ons kant af nie. Ons kan byvoorbeeld nie beheer wat ander mense doen nie, maar ons kan wel beheer wat ons optrede is teenoor dit wat hulle gedoen het. Ons kan nie beheer watter versoekings ons pad langs kom nie, maar ons kan beheer hoe ons optree in daardie versoekings. Ons kan nie beheer wat mense op die internet of op die media sit nie, maar ons kan beheer waarna ons kyk en dit wat ons lees. 'n Deel van die vrug van die Heilige Gees is juis selfbeheersing. In Galasiërs 5:22 skryf die apostel Paulus, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. So ons sien selfbeheersing is deel van dit wat die Here in ons lewe verwerk. Hy wil nie hê dat ons soos robotte aangaan en glad nie selfbeheersing toepas nie, maar hy wil hê dat ons selfbeheersing moet toepas. Hy het ons geskape om onsself te kan beheer. Hy het ons geskape om te kan funksioneer volgens ons intellek, volgens dit wat hy ons geskape het om te doen. Die wêreld onder Satan se beheer probeer ons aanhoudend bewus maak van die feit dat ons nie selfbeheersing hoef toe te pas nie. So hy probeer ons selfbeheersing van ons steel, en hy gee ons altyd redes hoekom ons nie kan beheer wat ons doen nie. Hoe ons altyd 'n verskoning soek vir oomblikke waar ons nie onsself beheer het nie, en waar ons net dinge gedoen het wat ons weet verkeerd is in die oë van die Here. So hy probeer ons oortuig om onsself te regverdig dat ons nie kan of hoef te beheer wat ons doen nie. Maar ons weet dat die Satan se hele doel wat hy homself ten oog gestel het, is juis om te steel, om te roof en te verwoes, né? As ons kyk in Johannes 10 vers 10 staan daarop, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. So die Here het gekom om vir ons sy gees uit te stort in ons lewens, sodat ons nie deur die Satan hoef verlei te word om nie selfbeheersing te hê nie. Die Satan kom en hy lieg vir ons en hy probeer ons vermoor. Jesus sê dat ons die wêreld moet oorwin, soos wat hy dit oorwin het. En dit is juis die vrug wat hy in ons plaas, dis die vrug wat hy daar in ons plaas, juis om vir ons die mag te gee om die wêreld wat onder die beheer van Satan en die Satan se leuns te kan oorwin. So ons maak aanhoudend van ons kant af die keuse waar ons staan en wat ons doen. Ons kies waarna ons kyk en ons kies wat aanvaarbaar is as die waarheid. Ons gebed vandag is dat die Here ons sal lei en ons sal wys wat ons moet kies, wat die waarheid is en wat die leuen is. Dat ons sal toelaat dat die Here ons lei deur sy Heilige Gees, sodat ons sy wil vir ons lewens kan doen. Siende dat hy die een is wat ons geskaap het met 'n spesifieke doel. Ons gebed is dat die Here ons elkeen seën. As daar enige een is wat 'n behoefte het of wat 'n bekommernis het, vra ons dat die Here vandag vir ons elkeen help om daai bekommernis te oorkom, om vir ons te voorsien in elke behoefte wat ons het. In Jesus naam. Amen.